Die vraag vandag, Anton, is: hoe sê 'n mens nee? Ek neem nou aan vir ander mense, of seker vir jouself, sonder om skuldig te voel. Nou hierdie is natuurlik 'n vraag oor grense stel en dit is altyd vir mense 'n baie interessante onderwerp want ons almal sukkel op een of ander vlak om grense te stel. Wel, ek dink grense stel is een van die aspekte daarvan. Ek dink daar's 'n hele paar ander aspekte wat daarmee saamgaan ook. Maar ek vermoed die mense wat hierdie vraag vra, is mense wat oor die algemeen dit baie moeilik vind om nee te sê, want hulle voel hulle doen iets verkeerd as jy nee sê. En ook dat jy dalk ander mense teleur mag stel as jy nee sê, of dat jy geleer het dis net die verkeerde ding om te doen. Jy moet altyd beskikbaar wees vir ander mense. Dis amper asof jy jou naaste moet liewer hê as jouself. Ek dink ook die ander woord wat ek hier wil inbring is verwerping. Dat as jy nee sê, mag jy dalk iemand anders te wegstoot of verwerp, maar meer dat jy verwerp kan word. Dat mense nie meer van jou gaan hou as jy nee sê nie. En ek dink dis iets wat amper deel van die evolusie van die mens is, dat ons het so groot behoefte, en dis nie 'n onnatuurlike behoefte nie, maar ons wil graag behoort. Ons wil deel wees van 'n groep, ons wil deel wees van 'n gemeenskap, ons wil deel wees van 'n klomp maatjies by die skool of waar ook al. Ons breine is so ingestel dat ons moet deel wees van, dat die moontlikheid dat ons dalk uitgestoot gaan word vir ons baie angs veroorsaak. En dan sê ons maar net, ja, nee, nee, ek kan hierdie ook doen. Ek het tyd. Ja, nee, enige tyd. Nee, ek sal daar wees, ek sal help. Ehm, maar dan kom jy na 'n tyd agter jy is die enigste een wat ja sê vir alles. En dit raak baie uitputtend. Kyk, Ehm, want die groot ding vir my is, Anton, is mense is nie inherënt altyd boos nie. Nou, ons praat baie daaroor. Mense is nie altyd boos nie, maar dit is so sleg om dit te sê, maar ons as mense gaan geneig wees om dan as iemand altyd dan so bereid is om nie nee te sê nie, om altyd ja te sê, gaan die mense meer bereid wees om daai persoon te gebruik wat later kan per ongeluk, ek dink nie dis altyd die doel nie, maar om iemand te misbruik vir hulle gawe bereidwilligheid om te kan help. ja, ek stem heeltemal saam en ek dink ongelukkig besef mense dat hulle dalk 'n people pleaser kan wees, dat hulle die hele tyd ja sê om ander mense gelukkig te hou. En as jy daarvan hou om werk uit te deel, dan jy hou van people pleasers, want hulle sê ja vir alles. Ehm en ek dink ook dat ons het hierdie vrees dat as ons gaan nee sê, ons gaan iemand se gevoelens seermaak. Hierdie persoon gaan dalk nie alleen minder hou van ons nie, maar hulle gaan kwaad wees vir ons omdat ons sê nee. So ons vermy eintlik 'n klomp emosionele dinge wat ons nie van hou nie deur ja te sê. Maar so belangrik ook in die proses sê jy nee vir iemand anders en dis vir jouself. So as jy ja sê vir almal, gee jy eintlik baie min tyd, energie, aandag, geleenthede vir jouself. Maar dan sal mense sê, maar dis mos selfsugtig. Jy kan mos nie selfsugtig wees nie. En ek sal sê, weet jy nie. Ons maak so groot ding van hierdie woord selfsugtig en ek dink soms 'n oordrewe ding. En ek wil nie hê dat mense dan moet dink dis reg dat alles oor jou moet gaan nie. Dis glad nie wat ek sê nie. Dit gaan oor die balans wat jy tyd moet maak vir jouself om jou eie batterye te herlaai en ook net aandag te gee aan jouself. So dis baie meer selfsorg, 'n verantwoordelikheid teenoor jouself om ook dinge te doen wat goed en belangrik is vir jou, by jou eie prioriteite uit te kom. Want anders dan kom jy net die hele tyd uit by ander mense se prioriteite. Of dit nou in 'n vriendskap is, 'n familie, 'n besigheid, watter plek mens ook al sal dink, by die kerk selfs, dan is jy die een wat altyd daar is en gereed is en so voort. En ek wil nie sê dat jy moet ophou daarmee nie. Die vraag is net, is dit gebalanseerd? Kry jy dan ook tyd om na jouself om te sien of na ander mense naby jou wat jy ook mag afskeep, omdat jy soveel ekstra ure by die werk doen, omdat daar ander mense vir jou vra, ag, kan jy my hiermee help? Of sê jy asseblief net hierdie naweek inkom, ons moet hierdie ding klaar kry voor Maandag. En dan sit jy dalk die naweek alleen by die kantoor en werk aan. Diegene wat jou gevra het, is dan nie eers daar nie. Kyk, ek en jy kan nou maklik ons oë nou hier rol. En ek baie mense wat hier nou luister ook, wat dink, ag,
Dit is so maklik, sê net nee. Ek bedoel mens so, maar as 'n mens altyd ja sê, dan raak dit 'n patroon. En wanneer daar 'n patroon is, voel jy veilig daarin. Ek dink baie keer dink mense hulle besef want hulle het natuurlik erns uitgebrand, né? Ons moet dit in. Uitbranding is 'n baie groot ding wanneer dit kom by grense, nie grense stel nie. Maar nou dis so moeilik om vir jouself in te dink om nee te sê vir ander, ek gaan verwerp word en dan gaan ek nou blykbaar beter voel. Ek kan nie dink jou brein kan daai twee en twee bymekaar sit as jy vir dekades al vir mense ja sê en vir hulle help en verkeerdelik op teen jou eie maar dat jy help die hele tyd. Dis 'n baie moeilike ding om eintlik te verstaan. Ek dink jy moet net besef wat verloor jy in die proses. Jy mag dalk dink jy wen vriendskappe of dink jy wen die guns van jou baas of van jou kollegas ensovoorts. En dan kom dit by 'n tyd wat daar 'n verhoging moet kry en die persoon wat die naweek nie saamgewerk het nie, kry dalk die verhoging. Of die persone wat nie noodwendig ingestaan het as daar 'n noodgeval was nie, hulle word uitgenooi na 'n partytjie toe of 'n troue en jy word nie uitgenooi nie want jy het nog die hele tyd so half in die agtergrond al die werk gedoen, maar nie al die van gehad nie. So jy doen ook nou al die dinge wat baie goed is in jou opinie en dit het voordele vir ander mense, maar dalk ten koste van jouself. Nou ons sê ook nie nou dat jy skielik nou vir alles moet nee sê nie. Dit is definitief nie die geval nie. Maar ek dink dit is ook om te sê klein stappies. Om net te besluit waar gaan jy dalk iets anders te verwoord. Jy hoef nie eers die woord nee te gebruik nie. Jy kan ook net sê, weet, dankie dat jy my gevra het om hiermee te help. Maar ek kan dalk eers môre. Ek kan nie vandag. Of weet jy wat, dit is nou nogal 'n druktyd vir my op die oomblik. So gee my 'n paar dae kans, dan sal ek terugkom na jou toe. Verwoord dit net anders as iemand vir jou sekere dinge vra. Of weet jy, laas naweek was ek die een wat hierdie ekstra werk gedoen het. Miskien is dit nodig om vir iemand anders die geleentheid te gee om dalk hulle vaardighede te oefen oor 'n naweek. Want ek het ongelukkig die naweek my kind se sport wat ek wil gaan bywoon wat ek laas naweek nie by uitgekom het nie. Of weet jy wat, ek het iemand wat ek graag wil uitneem vir 'n koffie. En as ek nou so laat Vrydag aand gaan werk, dan gaan ek so moeg wees Saterdagoggend dat ek nie 'n goeie indruk gaan maak nie. So dink ook in terme van wat vir jou belangrik is en wat dit ook al mag wees en verwoord dit net anderste. Tweedens dink ek gee alternatiewe om te sê, okay, maar ons kan nou die naweek so lank werk, maar as almal die week 'n uur langer werk, weet jy, dan gaan ons nie nodig hê om die naweek te werk nie. So dis dalk 'n alternatief waarna ons moet kyk. Of ook in terme van, maar het ons regtig nodig om al hierdie ure in te sit? Want die kliënt met wie ons werk verander in afval elke keer sy plan en ons weet nooit waar ons staan met hom nie. So ons werk so hard om al hierdie tipe dinge te doen, maar op die einde maak dit net vir ons meer ongelukkig en moeg en ons kliënt bly nog steeds ongelukkig. So miskien moet ons net weer terugkom na die basics toe. 'n Groot ding is ook Anton is dat mense moet besef hulle gaan dit nie aanvanklik reg kry nie. Dinge gaan verkeerd loop. Mense gaan vir jou sê, "Wat? Sunny, jy maak aan altyd die tee. Hoekom is jy dan nie nou daar nie?" Jy gaan so klein voel. Jy gaan voel, "Oh, so verskriklik, maar dit is okay. Jy weet en as jy dan ook ingee en sê, "Okay, toe maar ek sal." Dit maak nie van jou 'n slegte persoon nie. Ek dink mense moenie vaskyk in die verwerping en alles meer as net jy's in 'n patroon, jy's in 'n rotine wat nou jou rotine is nou wat jy aanspreek. Nie hoe ander mense gaan reageer nie, want dit is altyd hulle eie keuse. Maar jy moet nou jou rotine aanspreek. Net stadig maar seker. En ek dink vir my is dit belangrik om saam met 'n persoon te verstaan waar kom dit vandaan. So baie keer was dit ervarings van verwerping of uitsluiting wat jy in die verlede gehad het, dat jy dan maar eerder pauses met die onderwyseres gaan sit het wat musiek gee of in die biblioteek gaan sit het, want die maatjies het nie vir jou ingesluit by hulle vriendekring nie. Of in die familie was jy die jongste gewees, so die ouer mense het altyd daarvan gehou as jy die tee gemaak het en jy het hulle ehm goedkeuring weggedra, maar hulle het nie saam met jou buitekant gaan balskop of wat ook al die geval mag wees nie. So dit het ook baie keer 'n langer geskiedenis en dit wat nou uitkom of dit gaan oor konflikvermyding of dit gaan oor people pleasing of dit gaan oor jou eie perfeksionisme dat jy wil seker maak alles is reg gedoen en as ander mense dit nie doen nie, dan hou jy aan om hard te werk totdat dit reg is.
maar jy brand jouself ook uit. So wat ook al die onderliggende redes is om te verstaan waar dit vandaan kom. Tweedens, wat is die voordele daarvan? Want ons sê ook, daar is sekere voordele. Nee, daar's baie voordele om in 'n span te kan werk en saam met mense te werk. Maar daar is ook nadele as jy te veel op jou eie skouers dra, nie alleen ten opsigte van jou emosionele gesondheid, soos uitbranding nie, maar natuurlik ook nadele vir jou fisiese gesondheid, jou gesinslewe, jou huwelik, ander aspekte van jou lewe waarby jy nie uitkom nie. Jy tree dalk eendag af en jy het nooit stokperdjies ontwikkel nie, want jy het nooit tyd gemaak daarvoor nie, want alles was oor werk gewees. En ek dink baie keer is dit ook dat mense wat dan aftree weet nie wat om met hulle self te doen nie, want hulle het nooit 'n lewe geskep buitekant werk nie. En weer, dit kan eenvoudige dinge wees wat jy geniet om te doen, maar ook in die proses jy het nooit geleer om te kyk na jouself nie, jou eie gesondheid, jou eie geestesgesondheid, aktiwiteite wat jy geniet en so voort. En ek dink baie keer kan dit daartoe bydra dat mense dan baie depressief raak na aftrede of ernstige gesondheidsprobleme ervaar, want hulle het net nooit tyd gemaak om nie alleen af te skakel van die stres nie, maar ook alternatiewe dinge te doen wat regtig goed was vir hulle menswees in al die aspekte van wie ons is. Ja, dit is so 'n moeilike ene, want ek dink weer eens daai ding van ons wil alles gelyktydig doen en jy wil vir almal nou eers skielik nee sê, maar ook daai vrees, nie net ook nou van die verwerping nie, maar dat jy gaan dit reg kry en jy gaan nie weet hoe om dit te doen nie. En ek dink dis hoekom dit belangrik is gaan praat met iemand. Vat hierdie stappe. Dit is baie meer vir jou eie geestesgesondheid, jou eie uitbranding en om ander maniere te vind wat vir jou gelukkig maak. Miskien hou jy nie eens van om die tee te gooi elke Sondag nie, maar jy wil graag iets vind wat vir jou lekker is. En daai goeders doen. En dan die snaakse ding is die ironie. Ons het nie baie tyd nie, maar die ironie is wanneer mense reg is vir daai oomblik, maar waar mense dit begin bespreek met die mense om jou en sê luister, ek wil nie meer altyd die tee gooi op 'n Sondag nie. Hoeveel mense gaan vir jou sê, "O, maar dis fyn. Sunny, baie dankie vir al die jare wat jy dit gedoen het. Jy hoef dit regtig nie elke keer te doen nie. Ons dog dis maar net wat jy van hou." Want weer eens mense is nie inherënt boos nie. Mense wil nie ander mense gemisbruik die hele tyd nie. Dis baie keer ons wat onsself in die voet skiet. 100%. En ek dink soms kan jy sê, ek sal help om die rooster op te stel vir die teegooiers. Wat weet jy, ek sal help in terme van iets anders te doen, wat dalk minder inbreuk maak, want jy leer ook nie mense ken as jy net by die teepot staan en tee ingooi op 'n Sondag nie. En dan kry jy dalk tyd om mense te ontmoet en te gesels en weer jy het 'n groter koneksie met mense rondom jou, want nou is dit ook dat jy jouself eintlik verbreed, ander aspekte van jouself kan uitleef en jouself nie beperk net tot die persoon wat die tee gooi of die persoon wat oor naweke werk by die kantoor nie. As jy enige vrae het, kan jy e-pos stuur na lesse@wieisek en ek sê baie dankie aan kliniese sielkundige van Stellenbosch Anton Bemer. Al sy besonderhede is beskikbaar hierso op by die gesprek, hier by by die nie op die gesprek nie, by die gesprek. So gaan kyk gerus daar wie hy is, waar hy is en al daai. Ek sê baie dankie dat jy ingeskakel het. Deel die gesprek. Weet nie wie het nodig om dit te hoor nie. Baie mense kan baie uitbrand en verstaan nie hoekom nie. En verder, soos altyd, kyk mooi na jouself.